ons kom maar begin. Elise en Susan en Willie, vriende, familie, is almal wat hier vanoggend by mekaar is. Ons is vanoggend hier om van Tannie Joey afskeid te neem. Sy was 'n geliefde tannie, geliefde vriendin, familielid, ook medesuster in Christus vir ons hier in La Rochelle gemeente. En daarom is dit aan die een kant sleg dat ons hier moet wees. Dat ons van iemand moet afskeid neem wat ons almal liefgehad het, wat ons waardeer het, en wat 'n baie belangrike rol in julle lewens, en ook hier in die gemeente vir ons in Huis Boland ook gespeel het. En daarom wil ons ook, ek namens die predikantespan van La Rochelle gemeente, ook ons in 'n gemeegevoel met elkeen van u betuig. Want dit is nie net vir julle as familie en as vriende 'n verlies nie, dit is ook vir ons gemeente 'n verlies. As iemand wat betrokke hier was en wat ook ons medesuster in die Here is, dan nou nie meer hier by ons is nie. So wees ook verseker van ons gebede vir julle. Ek het 'n hele paar keer van Tannie Joey gaan kuier daar in Huis Boland, altyd met haar lekker gesels, ek het haar besoek daar in die hospitaal. En sy was regtig iemand wat vir my as persoon ook geïnspireer het, en ook in haar liefde vir haar familie en haar besorgdheid oor julle. So ja, persoonlik is dit ook vir my dan nou ook sleg om so van haar te moet afskeid neem. Maar ons is hier ook omdat ons weet dat ons Here Jesus Christus vanoggend hier teenwoordig is. Dat hy by ons is en dat hy ons vertrou is met die wete dat Tannie Joey ook by hom is. Ek wil daarom begin deur 'n paar verse uit Psalm 62 te lees, waar Dawid sê, net by God vind ek rus, van hom kom my verlossing. Net hy is my rots, my verlossing, my toevlugsoord. Ek sal beslis nie wankel nie. Vind rus by God alleen my siel, want op hom is my hoop gefestig. Net hy is my rots, my verlossing, my toevlugsoord. Ek sal nie wankel nie. By God lê my verlossing, my eer, my sterk rots, my skuilplek vind ek in God. Vertrou ter alle tye op hom, o volk. Stort julle hart voor hom uit. God is vir ons 'n skuilplek. Dit is hierdie Here wat ons skuilplek is, wat ons rots is, wat vanoggend sê hy is hier, wat vir elkeen vanoggend sê my genade en my vrede is vir jou genoeg. En dit kom van God die Vader wat ons ewig liefhet, en van Jesus Christus wat die dood oorwin het deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Terwyl ons so sit, gaan Anton vir ons 'n lied sing, soos 'n wildsbok. U kan rustig daarna luister en dan gaan ons daarna saam bid.
Here, dankie dat ons vanoggend hier in U teenwoordigheid kan wag. Soos hierdie lied wat ons nou geluister het sê. Here, dankie dat ons vir 'n oomblik hier kan tot rus kom. Here, ook in ons hartseer, in ons treur oor Tannie Joey wat nie meer hier is nie. Here, ons verwagting is van U. En Here, dankie vir die troos om te weet dat U hier is. En ook dat Tannie Joey daar by U is, in U teenwoordigheid. Here, vanoggend gaan oor Tannie Joey en dat ons van haar moet afskeid neem. Dit gaan ook oor elkeen van ons wat hier is, wat gekom het om te kom afskeid neem. Here, want ons is die mense wat agterbly, die familie en vriende bly agter en moet aangaan in die lewe sonder iemand soos sy. Here, maar in die eerste plek gaan vanoggend oor U. Het gaan oor U wat die Skepper God is, wat vir ons lewe, ons lewenskrag, ons lewensasem gee vir elkeen van ons. Here, en daarom wil ons ook vir U eer en dankie sê dat U vir soveel jaar vir Tannie Joey, vir hierdie familie en vir hierdie vriende, vir ons as gemeente ook gegee het. Dankie Here vir die geskenk van haar lewe. En dat sy in afhanklikheid in U genade geleef het. Here, ons harte is regtig dankbaar spesifiek vir dit ook. En Here, en ons weet dat as ons hier is en ons is hartseer, dan weet ons dat ons mag hartseer wees, dat ons mag treur. Here, dat ons dit ook nie doen sonder hoop nie. Here, want U het vir ons die lewende hoop kom gee. U het vir ons aan die kruis kom sterf, nie net vir ons sondes nie, maar vir ons totale menswees en ons gebrokenheid. En Here, ook om die dood en die realiteit van die dood te oorwin. En Here, daarom kan ons vanoggend hier wees en ons kan treur. Here, ons treur met hoop, want ons weet dat U vir ons die oorwinning kom gee het. Here, as ons nou ook uit U woord uit gaan lees, mag dit vir ons tot seën wees, mag dit vir ons vertroos vanoggend. Here, en mag ons, as ons hier uitstap later, weet dat U saam met ons gaan. Dankie dat ons dit kan bid en kan vra in U naam alleen. Amen. Vanoggend se skriflesing kom uit Psalm 23 en ek wil saam met dit ook 'n paar verse uit Johannes 10 uitlees. Die Psalmboek is 'n wonderlike bron van liedere wat deur die eeue saamgestel is, wat iets van die mens se verhouding met God weerspieël. Ek het al baie keer in my lewe as ek gesukkel het om te bid, dan vat ek die Psalmboek en ek lees 'n Psalm asof dit my eie woorde is wat ek vir die Here gee. Dis 'n wonderlike boek wat die mens se worsteling met God in moeilike omstandighede, maar ook die mens se vreugdes in hulle lewe met God deel. En daarom dan Psalm 23 wat ook iets van Dawid se nabye verhouding wat hy met die Here gehad het beskryf. 'n Psalm van Dawid: Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde, hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag, hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my, in U hande is ek veilig.
U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders my toekyk. U ontvang my soos 'n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here, tot in lengte van dae. En dan het enkele verse uit Johannes 10, waar Jesus na homself verwys as die goeie herder, waar hy sê, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. 'n Huurling is geen herder nie, en dit is nie sy eie skape nie. As hy 'n wolf sien kom, los hy die skape en hardloop weg, en die wolf vang die skape en jaag die trop uitmekaar. Hy is 'n huurling en bekommer hom nie oor die skape nie. Ek is die goeie herder. Ek ken my skape, en my skape ken my, net soos die Vader my ken, en ek die Vader ken, en ek lê my lewe af vir die skape. Dis die woord van die Here vanoggend vir ons. Wanneer mens hierdie Psalm lees, Psalm 23, dan klink dit op die eerste lees daarvan asof die Psalm oor Dawid self gaan. As hy sê, die Here is my herder, ek kom niks kort nie, hy laat my rus in groen weivelde, hy gee vir my nuwe krag. Maar eintlik as mense hierdie Psalm mooi gaan lees, dan gaan dit oor God, dis 'n getuienis oor wie God is as 'n herder, as ons goeie herder. En omdat die Here my herder is, en ons herder is sy genade vir ons so groot, dat ons niks anders nodig het, as God se teenwoordigheid, en God se sorg in ons lewens nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy gee my nuwe krag. Nou ons weet, Dawid self was 'n skaapwagter gewees, voordat hy 'n koning geword het, maar hy praat nie hier as 'n skaapwagter nie, hy praat as een van die kudde, een van die skape, wat agter die goeie herder aanloop. As Jesus later in die Johannes Evangelie na homself verwys as die goeie herder, dan weet ons dat hy die goeie herder is wat soos ons kom word het, mens kom word het, in ons skoene kom inklim het, om soos ons te wees, ook om dit wat hy moes doen, as 'n mens te kom doen, en hy ken sy skape, ons ken sy stem. Ons weet dat hy die goeie herder is, juis ook omdat hy sy lewe kom aflê. Dawid het geweet dat as die skape in die sorg van 'n agterlose herder geplaas sou word, dan sou hulle afdwaal. Hulle sou onversorg wees. Hulle sou struikel, hulle sou val, hulle sou nie by die regte weiveld of die rustige waters gekom het nie. En so is die realiteit van die lewe ook, dat ons baie keer by sulke oomblikke soos hierdie kom, waar dinge vir ons sleg is, waar ons moet afskeid neem van iemand vir wie ons lief is, waar ons moet aangaan met ons lewens, en ons besef, dis deel van ons bestaan hier op aarde. Maar omdat God ons herder is, ons goeie herder is, kan ons vir hom vra, gee hy vir ons sy beskerming en sy vertroosting, wanneer dit vir ons swaar is. Kan ons op hom vertrou met die wete dat hy saam met ons op hierdie reis gaan. Dawid gee verder vir ons 'n paar redes hoekom God ons herder is, en hoekom hy nie net 'n herder is nie, maar ons herder is, ons goeie herder is. Hy sê in die eerste plek, hy laat my rus in groen weivelde. Jy kan jouself nou indink, daar in Israel, waar daar nou nie baie volop veiding vir skape was, het hulle heel dag rondgeloop op soek na goeie veiding, en op die ouende, as hulle die goeie veiding kry, dan laat die skaapwagter hulle daar, en hulle eet, en hulle rus daar, hulle word voorsien in hulle behoeftes. Hy sorg dat hulle genoeg het. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Ons weet, skape is nie goeie swemmers nie, en as hulle wil nat word, dan kan hulle maklik verdrink. So die goeie herder bring hulle nie by waters wat omstuimig is, waar hulle kan inval nie. Hy bring hulle by waters waar daar vrede is, waar dit rustig is, waar hulle rustig kan drink en kan versadig word. Hy sê, God is die goeie herder wat vir my nuwe krag gee, hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. In die oorspronklike Hebreëus staan nou letterlik, hy veroorsaak my om te draai. As die skape in die verkeerde rigting sou ingaan, of op 'n afdwaalpad sou gaan, dan kom die goeie herder en hy bring hulle op die regte pad,
En so maak die Here ook met ons. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie. Die ou vertaling sê dit nog beter, al gaan ek ook in 'n dal van doodskade weer, sal ek geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en U staf, die vertroos my. Die goeie herder kyk dat die skape veilig is. Nou die stok en die staf was 2 instrumente wat die herders, die skaapwagters gebruik het om die skape veilig te hou. Die staf was so 'n lang stok met 'n hak aan, wat hy die skape kon nader trek as hulle sou afdwaal. Die stok was so 'n knippel tipe van 'n ding, hy het seker metaalstukke ingehaat, as die wilde diere kom om hulle af te weer daarmee. So dink vir 'n oomblik, jy stap ergens in die donker, hier in Suid-Afrika moet ons dit eintlik doen nie. Jy stap ergens in die donker en jy is bang, hier's niemand hier by jou nie. Jy sien iemand aankom en hy het 2 goed in sy hand en jy weet nie wat dit is nie. Maak jou dalk nog banger. En dan sien jy, maar dis een van jou vriende wat aankom. En hy het iets by hom om jou te beskerm. Dit is wat Dawid sê, die goeie herder met die skape doen. Hy beskerm ons omdat God ons goeie herder is. Nou hierdie beeld van God as 'n herder word dikwels in die Ou Testament gebruik om God te beskryf in hoe hy vir sy volk sorg. En baie keer word die leiers in die Ou Testament, die konings, ook so uitgebeeld en in die profetiese boeke spesifiek al raas God met die konings omdat hulle nie goeie herders is nie. Omdat hulle nie mooi na die skape kyk nie en omdat hulle uitbuit vir hulle eie gewin. God as 'n goeie herder wil sy skape beskerm, hy wil in hulle behoeftes voorsien en dit is wat hy ook doen in oomblikke soos hierdie wanneer ons by die dood kom en nie weet hoe gaan ons vorentoe gaan. Hoe gaan die lewe lyk nou dat Tannie Jo nie meer daar is nie. God sê ek is steeds julle goeie herder wat by julle is. In vers 5 en 6 verander die beeld bietjie. God word nou as 'n gasheer uitgebeeld. Iemand wat ons nooi na sy feesmaal toe, terwyl die teestanders toe kyk, die mense wat dink jy verdien nie om daar te wees, jy verdien nie om daar by God se tafel te sit nie. Dawid sê ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly en ek sal tuis wees in die huis van die Here. As ek hierdie verse lees, dan dink ek aan 'n groot tafel waar daar baie mense sit. En ons baie kos op die tafel en almal gesels en almal lag en almal vier fees om die lewe saam te geniet. God is die een wat ons met hartlikheid oorlaai. Jesus vertel 'n gelykenis in Lukas 14 wat hierby aansluit. Waar hy vertel van 'n man wat 'n groot maaltyd gegee het en hy het 'n klomp mense genooi. En toe stuur hy vir sy slaaf om vir die mense te sê wat hy genooi het, hulle moet nou kom, die kos is reg. En dan gaan hy na die mense toe en een vir een maak die mense verskonings. Die een ou sê, hoor ek het 'n stuk grond gekoop, ek kan nie nou kom nie. Die ander een sê, ek het 'n paar osse gekoop, ek moet gaan kyk hoe hulle land omploeg. Die derde ou sê, ek is pas getroud. Hy het seker die beste verskoning van almal. Hy kan nie nou kom nie. Nou, dan raak die gasheer kwaad omdat die mense nie kom nie, omdat hulle nie sy uitnodiging wat hy vir hulle gegee het, aanvaar nie. Nou, in die Midde-Oosterse kulture, destyds en soos wat dit vandag ook nog is, as iemand jou uitnooi 3 maande van tevore, en jy sê jy kom vir daai ete, dan beteken dit nie veel nie. Maar as iemand jou vanoggend nooi om vanaand by hulle te kom eet, en jy sê vanoggend maar jy kom, maar vanaand het jy 'n ander verskoning, dan gaan dit nie goed af nie. Dit is baie ongeskik eintlik om dan die uitnodiging nie te aanvaar nie. So daarom raak die gasheer kwaad. En hy sê vir sy eienaar, dis wat gebeur het, hulle gaan nie kom nie. En dan sê die man vir hom, gaan uit na die strate en die gangkies van die stad en bring die armes en krepeles en blindes en verlamdes hierheen. Later kom die slaaf en sê, meneer, u opdrag is uitgevoer en daar is nog plek. Toe sê die man vir die slaaf, gaan uit na die paaie en die lanings en dring by hulle daarop aan om in te kom sodat my huis vol kan word. As Dawid sê, God laat ons by sy feesmaal aansit, dan is dit nie vanselfsprekend dat ons net daar kan
kom aansit nie. Dis alleen deur God se genade dat ons kan aansit by God se feestafel. Want ons is eintlik soos daai verlamdes en daai krepeles en die blindes in hierdie gelykenis wat Jesus vertel. Ons verdien nie hierdie uitnodiging nie. Maar omdat die Here Jesus ons kom red het en vir ons kom sterf het en ons geredde sondaars gemaak het, kan ons hierdie uitnodiging aanvaar. En as ons nie hierdie uitnodiging aanvaar nie en allerlei verskonings uitdink, dan kan ons dalk hierdie kans mis. Vriende, soos wat Dawid hier sê dat die Here ons goeie herder is hy ook ons gasheer wat ons nooi om by sy tafel te kom sit. En ek glo Dawid aan die Joey is, ons weet, Openbaring praat van die feesmaal, van die bruilof van die lam wat gaan gebeur, dat sy alreeds daar is by die Here in sy teenwoordigheid, dat sy by sy tafel aansit. Vriende, dit is nooit maklik om oor die dood te praat nie. Baie keer as mens met die dood te doen kry, die realiteit daarvan ons tref, dan hoor ons mense sê, ag, dis maar beter so dat die persoon gesterf het, of God het die persoon daai streepie getrek, of God het sy mooiste blom kom pluk, God het daai persoon, dat God eintlik maar die oorsaak was dat die persoon te sterwe sou kom. En ek dink ons sê baie keer goed wat ons ook nie lekker weet wat ons bedoel nie, omdat ons nie weet hoe om oor die dood te praat nie. Dit is vir ons 'n vreemde ding wat ons eintlik weg van ons lywe af wil hou. Maar dis eintlik dood eenvoudig nie waar om so te sê nie. God het toe hy die skepping gemaak het, het hy dit goed bedoel, dat ons vir altyd saam met hom sal wees. Die realiteit van die dood het met die sondeval en met die mense ongehoorsaamheid ingekom. Almal van ons gaan sterf, tensy die Here Jesus kom voordat ons te sterwe kom. En dit gesê, dis nooit 'n goeie tyd om te sterf, dis altyd vir ons ontydig. En daarom, soos wat ek ook in my gebed gesê het, mag ons hartseer wees oor iemand wat nie meer hier is nie. Kan ons treur, verstaan die Here dit as ons regtig hartseer is? Maar dit was nie sy wil dat sy moes sterf nie. Dis nie God se wil dat enige een van ons te sterwe moet kom, want God het die skepping goed bedoel en goed gemaak. Dis deel van ons realiteit hier op aarde, dis deel van ons menslike bestaan, en daarom kan ons vanoggend sê, as ons kyk na dit wat Jesus vir ons kom doen het, dat hy ons uit die dood uit kom red het, maar nie van die dood nie. Wat bedoel ek as ek dit sê? Die Here Jesus het met sy kruisdood en opstanding het hy die mag van die dood verbreek. So die mag van die dood en die sonde het nie meer 'n houvas op ons nie. Dit kan niks aan ons doen nie. Ja, dis vir ons vreemd, ons is miskien bang daarvoor, maar dit het nie meer mag oor ons nie. As ons glo dat die Here Jesus Christus ons goeie herder is, dat hy ons gasheer is, dan sal ons eendag by hom wees, wanneer ons te sterwe kom. Maar die realiteit van die dood is steeds daar. Ons gaan dalk nog baie daarmee gekonfronteer word. Maar God, die troos is dat God saam met ons daar is. Hy was self 'n mens. Hy het self dieselfde emosies as ons beleef. Hy het ook vriende gehad wat te sterwe gekom het. Hy het sy lewe kom gee sodat hy met ons in diepe empatie en simpatie kan leef. Ek dink die realiteit van die dood tref ons dikwels omdat die dood ons tyd en ons ruimte bedreig. Dis onwelkom. Ons soek dit nie. Ons wil graag eintlik gehad het dat aan die Joey nog hier moes wees. Prof. Ferdinand Daai skryf in so 'n klein boekie van hom oor die dood, dan sê hy dat die dood ons ruimte bedreig omdat ons nie daarvoor kan beplan nie. Jy kan 'n reis beplan of 'n saketransaksie omdat jy uit jou eie ervaring min of meer weet hoe dit gaan werk. Maar hoe gaan jou lewensruimte in die dood lyk? Watter voorwaardes gaan daar wees? Maar die dood bedreig ook ons tyd. Ons het so baie dinge wat ons nog graag wou doen. So baie voornemings en ideale. Die dood kan ons altyd verras en ons beplanning in die war stuur.
Die dood bedreig ons ruimte en tyd, ja, maar die angel het eintlik net krag as dit ons tyd en ruimte sinneloos kan maak. Maar die angel is uitgetrek, soos wat Paulus sê in 1 Korintiërs 15. Die dood is nie die einde van die lewe nie, maar dis die oorgang na 'n ander vorm van lewe. En dit is ons troos vanoggend, liewe vriende en familie, dat Tannie Joey nie ewig dood is nie, maar dat sy lewe saam met die Here, dat sy rus in sy groen weivelde, dat sy by sy tafel aansit, nie omdat sy of enigiemand van ons het verdien nie, maar alleen uit God se genade uit. Die dood het nie die laaste sê nie. Ons Here Jesus Christus het die laaste sê. Sy het nie meer pyn nie, sy is nie meer gebind aan dit wat ons hier op aarde in ons aardse bestaan beleef nie. Ek weet dit lyk soms vir ons, as ons na die wêreld om ons kyk, as ons omstandighede in ons lewens het, dat die dood en die bose die laaste sê het in ons lewens. En miskien het dit vir die disippels ook so gelyk, toe hulle by die kruis en by Jesus se graf gekom het. Maar, soos ek net gesê het, die Here Jesus het die laaste sê. Daar was eendag twee vriende wat 'n kunsmuseum besoek het. En hulle het so na al die skilderye gestaan en kyk. En die een man wat daar was 'n internasionale skaakkampioen en hy staan voor 'n skildery waar die duiwel besig is om met iemand skaak te speel. En die titel van die skildery is Skaakmat. En jy kan sien op die duiwel, hy het so 'n grynslag op sy gesig. En die opponent jy kan sien hy het nou verloor. En die een ou staan en kyk na die skildery en hy stap aan, maar die internasionale skaakkampioen staan en hy kyk na hierdie skildery. En hy roep sy vriend terug en hy sê vir hom, hoorie, dit is verkeerd. Die skilder het 'n fout gemaak. Dit is nie skaakmat nie. Die koning het nog een skuif oor. Wat dit nou eintlik sê is, ons moet die skilder kontak om te sê, hoorie, jy het 'n fout gemaak, jy moet hierdie ding oorteken. Maar dit sê iets van ons, van God, wat nog een skuif oorgehad het, die dag op Golgotha. Toe dit gelyk het asof die bose oorwin het, God se seun is dood, daar is geen hoop meer nie, het hy op die derde dag opgestaan, en hy het die dood oorwin. My gebed is dat elkeen van ons vanoggend deur hierdie woorde getroos sal wees, deur die wete dat God ons herder is, dat hy ons gasheer is, dat hy ons nooi met hartlikheid en met vreugde om by hom tot rus te kom, met die wete dat hy die opgestane Here Jesus Christus is. En ek bid regtig dat elkeen van ons, elkeen van julle familie ook, wat naby aan die Joey geleef het, dat julle dit sal ervaar, dat God nie haar bestaan hier onder julle kom uitdruk het nie, maar dat hy regtig 'n medelee en empatie met julle is, omdat hy weet wat in julle gemoedere en in julle gedagtes aan die gang is, en dat hy in sy woord beloof dat hy eind uit die pad saam met julle sal stap. Here, hierdie Psalm is vir ons 'n geweldige troos om te weet dat U ons goeie herder is, wat na ons kyk, wat ons versorg, dat U ons gasheer is, wat ons laat aansit deur U genade by U tafel, met die wete dat ons deel is van U familie. Here, en so ook Tannie Joey. Here, ons bid dat U vir ons die wysheid en die insig sal gee op die pad vorentoe. Here, dit is swaar om sonder iemand aan te gaan vir wie ons lief is. Maar ons weet dat U deur U genade ons nooit sal laat los nie. Here, ons weet ook dat die angel van die dood uitgetrek is, soos wat Paulus sê in 1 Korintiërs 15, die dood is vernietig, die oorwinning is behaal. Dood, waar is jou oorwinning?
Waar is jou angel? Die angel van die dood is die sonde, en die sonde kry sy krag uit die wet van God, maar ons dank God, dat hy aan ons die oorwinning gee, deur ons Here Jesus Christus. En Here, daarom kan ons sterk bly staan in die geloof. Here, kan ons saam met die kerk van alle eeue, wat versprei is oor alle lande en tale en kulture, bely, dat ons glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En Here, ons glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees. En Here, vandag veral glo ons in 'n ewige lewe. Ons dank U dat ons dit kan bely, dat ons dit kan bid, en dat ons kan weet dat U met ons gaan. Amen. Ek wil graag vir U die begrafnisformulier voorlees, en dan daarna, terwyl ons so sit, gaan ons na 'n lied luister. Johanna Elisabeth Forsie is deur die dood van ons weggeneem. Die Here Jesus het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin, en kan die gelowige uitroep, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Daarom treur ons wel, maar nie soos die ander mense wat geen hoop het nie. Die dood van 'n geliefde is 'n groot verlies. Dit bring hartseer en pyn. Tog gee die Here self sy troos en bemoediging. Hy verlig ons smart, hy staan ons met sy liefde by, en beloof om die pad verder saam met ons te stap. Die dood roep ons almal om die lewe in 'n nuwe lig te sien. Jesus het immers vir ons aan die kruis gesterwe, sodat ons nie meer vir onsself sal lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en vir ons opgewek is. Daarom sê ons saam met Paulus, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan nou lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Didn't know today would be our last, or that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why.
always made my troubles feel so small, and you were always there to catch me when I'd fall. In a world where heroes come and go, well, God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, God must need another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight, singing hallelujah, hallelujah, hallelujah. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Willie, ek wil vir jou vra om vorentoe te kom om 'n paar bedankings te kom doen. Goeiemôre almal. Vir die wat my nie ken nie, ek is die boetie van ver af. Ek is daar in Johannesburg en na in die Vrystaatse deel van die wêreld. En dit is vir my 'n groot voorreg om dan nou die bedankings te doen. Eerstens wil ek begin deur vir julle een en elkeen dankie te sê vir die ondersteuning wat julle gee, vir die vriendskap, vir die liefde. Tannie Jo, maar ook vir Elise en haar gesin hierso. Ons waardeer dat julle hier is vandag. Dit is vir ons regtig besonder en 'n riem onder die hart om een en elkeen van julle hier te sien wat uit julle dag tyd gevat het om ook saam met ons te kom afskeid neem. Soos Anne-Marie gesê het, Tannie Jo gaan ons net vooruit na die volgende fase van die lewe. So vir haar ook spesiaal baie dankie. Ons waardeer nie net die boodskap van vertroosting vandag nie, maar ook die besoeke in die geselsies en die ondersteuning. Al word mens ouer, het nog steeds mense nodig om mee te gesels en dit te geniet. So baie dankie vir jou besondere boodskap vandag en vir ook jou besondere steun aan Tannie Jo. Dan Anton, waar is Anton? Anton is al agter. Daar sy. Anton, baie dankie vir die pragtige lied wat jy vir ons gesing het. Ons waardeer, ons het gevoel, die kerkgebou is groot en die akoestiek gaan bietjie pla, ons gaan nie lekker kan sing vandag nie, so baie dankie, ons waardeer dit. Dan ook vir die NG gemeente La Rochelle, spesifiek vir die geriewe, ons waardeer dit weer eens, en ook vir die verversings na die tyd, baie dankie. Dan die personeel van Huis Boland,
vir al hulle bystand en liefde, en nie net die personeel nie, ook die inwoners, vir hulle bystand en liefde en sorg en omgee. Dis 'n belangrike deel van 'n mens se lewe daai, is die omgee. So, dit wat Tannie Jo ontvang het daarso, en dan veral ook vir Suster Berg, die matrone, vir haar besondere manier ook, hoe sy dit gedoen het, hoe sy omgegee het vir Tannie Jo, en ook na haar afsterwe vir die reëlings en vir alles, ons waardeer dit baie, baie. So baie dankie daarvoor, matrone. Dan, alhoewel hulle nie hier is nie, die dokters en die verpleegpersoneel van die Medikliniek Louis Laipold en Intercare Tygervallei vir hulle goeie sorg aan Tannie Jo. Sy was eintlik relatief kort daar, as 'n mens kyk in 'n leeftyd, ons praat van wat was dit, seker 'n maand. Ja, maar baie dankie, dit het eintlik baie vinnig gegaan die afgelope tyd, so ons waardeer ook die goeie sorg wat hulle vir Tannie Jo gegee het. Dan in besonder ook vir Hanno van der Merwe, vir die ontwerp van die gedenkdiensblaadjie. Hanno, baie dankie, ons as familie waardeer dit baie. Dan vergun my spesiale woord vir Elise en Susan. Ons is maar die enigste familie wat Tannie Jo het. En baie jare het ons na haar gekyk. Susan finansiëel, geestelik, baie tyd na operasie daarbo. En ek dink sy was altyd nader aan julle, die twee sissies gewees. En dan veral interessant, my ouers is letterlik presies binne 2 weke 6 jaar gelede oorlede. Een begin September, die ander aan einde September. En sy is nou omtrent mooi in die middel, so dis letterlik presies 6 jaar. En die laaste 6 jaar was sy hier in die Kaap, hier by Huis Boland, hier wat Elise hulle vir haar gesorg het en na gekyk het. So in besonder, Elise, vir jou, Bonnie, Lisa en Garth, vir die sorg, die liefde wat julle Tannie Jo gegee het, die laaste paar jaar, baie dankie daarvoor. Ons waardeer en ons is hartseer vandag, maar ons is ook bly, soos ons gesê het, sy gaan ons voor na die volgende fase. So dankie, dit is al wat ek wil sê. Baie dankie vir almal wat hier is vandag, en nogmaals dankie Annemarie. Dankie Willie. U word elkeen uitgenooi na 'n koppie tee of koffie en ietsie te eet hier in die saal hier langs aan. Maar kom ons staan en dan ontvang ons die seën van die Here en dan gaan kuier ons bietjie saam. Die liefde van God ons Vader en die genade van ons Here Jesus Christus en die leiding en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees en met jou bly. Amen.